Die wat as jy sal sien, ek preek hier nou op 'n ander vlak. Amen. Omdat het vir my so belangrik is, want die Here praat ons met die man van die Here, dat ons moet in voorbereiding wees. Sy koms kan enige tyd, prys die naam van die Here, kan dit geskied. En as ons nie gereed is, dan gaan ons in die moeilikheid wees. Amen. En dis die belangrikheid. Dis soos 'n pa wat vir sy kinders in die huis sekere reëls en regulasies en goed sê hoe om hulle te gedra. Amen, diebaars. So is dit ook in die huis van die Here. En terwyl ek het ook so 'n bietjie gaan kyk van hierdie jaar, het ek oor iets aan in die vorige jaar. Maar hierdie jaar kom sê die Here, ek praat oor 'n opvaarde mens. Dit wil sê, terwyl ek nou daar sit en die Here vat my in die mense, dis om eintlik van een vlak af na 'n volgende vlak te gaan. Dit is wat dit 'n mens eintlik beteken. Amen, diebaars. So ek gaan nie 'n ingewikkelde woord vir u vanaand bring nie, maar hy is bepaalde persone wat ek in die Bybel wil gebruik om vir u te wys die basis van om op te gaan. Amen. Want as hy kom haal hy net die wat syne is. Hy kom haal net die wat gereed is. Amen. En die opvaarde mens is eintlik 'n oorgang, maar Jesus vanaf die aardse wêreld af na die hoër geestelike bestaanvlak gegaan. Dit wil sê hy van die aarde af hemel toe gegaan, waar hy nou heers as koning en bemiddelaar. En ek dink Hebreë toe, weet jy wat ons praat van, hy sit aan die regterhand van God. Elke keer as die vyand kom om vir elke aan te kla wat 'n verkeerde woord gespreek het, dan tree Jesus in. Dit is wat 'n middelaar is. Hy sit daar reeds en hy bemiddel ons weg. Maar dis hoekom dit so belangrik is dat ons onsself moet gereed kry. Amen, diebaars. So ek gaan nie vanaand lang, seker nou net so 10 minute af te klaar. Maar ek wil hê jy moet verstaan die opvaarde mens. U sit nou, as u sit, daar is u op 'n vlak van sit. Maar as u regop staan, dan sit u nie meer. Dis net om vir u te wys. Onmiddellik as u opstaan, is u hoër as wat u was. Amen. As jy dan net en jy staan op, dan is jy hoër as wat u was. En dit is wat die mens is. Maar ek wil vir Johannes 14 vers 2. Sê gaan baie met die skrifte net, ek gaan nie net so tats. Maar ek wil dit as 'n aanvoer na die gedeelte wat Jesus opgevaar. Amen. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Jy weet wat, is dat hoor wat Jesus, terwyl hy met sy disippels praat, sê hy vir daar, in die hemel is daar baie plekke wat vir ons uitgesit is. Daar is woonplek. Waar gaan bly sonder leed, sonder pyn, sonder hartseer, sonder stryde, is daar woonplek. Maar hoor wat sê hy verder. Hy sê, as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Amen. So dit wil sê Jesus, hy gaan en hy maak ons plek al reeds daar. Hy maak dit al reeds gereed. Dis amper so, wanneer 'n kind nog in sy ma se moeder skoot is, dan begin die ma die kamer waar die kind kan bly gereed kry. Jy sê ons sê klaar, die baba kamer gaan ons begin aanneem. En dis wat Jesus sê. Hy sê net, ek gaan voor my om vir julle 'n plek gereed te kry. So jou plek is uitgesit. Maar hier op aarde moet ons gereed kry. Want hy baba van die tyd aanbreek, wanneer hy moet geboorte gee, dan kan die baba nie na 9 maande nog bly nie. Want wat sê die dokter? As hy kyk nie na 9 maande nie, dan loop hy in 'n gevaarsone in. So as ons hier nie reg lewe nie, dan loop jy in 'n gevaarsone in. Amen. Here kom praat ook.
die Here kom die ding eenvoudig maak. Maar hy sê, as ek gegaan het, hy wil maak nie net 'n plek gereed. Hy sê, dan kom ek terug na julle toe. Hy gaan op, hy sê vir sy disciples, ek gaan maak 'n plek gereed. Maar dan gaan dit tyd aanbreek wanneer hy kom. En as ek terugkom, dan moet julle gereed wees. So die waar is daar twee komste. Die eerste koms is wanneer hy die kinders van die Here gaan kom haal wat ontslaap het, wat volhardig, wat hulle lewe skoon gehou het, wat gereed is. Die Bybel sê die ontslaapenis gaan eers opstaan. Ons gaan hulle nie voorwees wat in die lewe is. Maar die wat in die lewe is by die wat hulle praat van was weggeruk word. Amen, ons gaan nou hier nog lees van mense wat net so eweskielik as hulle weggeruk, want hulle was gereed. Is ek en u gereed? Is ons gereed vir die dood? Is ons gereed om weggeruk te word? Is ons gereed om opgeneem te word? Amen. Toe Jesus het tyd aanbreek, na die 40 dae, ek het al net gesê, na 9 maande, dan moet die vroeg geboorte gee. Dan moet die kind na vore kom. Na 40 dae was Jesus gereed en hy opgevaar. Halleluja, dis wonderlik. Hy sê, ek kom terug om julle na my toe te neem, sodat julle kan wees waar ek is. Hoor jy, Jesus, hy gaan maak ons 'n plek gereed. Amen. Wanneer hy kind geboorte gegee, en hy kom by die huis aan, dan kom hy by die plek, wat die ma en die pa, en die familie vir hom voorberei. Hy is by die plek, hy is in die omgewing, wat vir hom gereed gemaakt is. Amen. Hy bly nie in die hospitaal nie. Ons bly nie op die aarde nie. Ons moet opgaan. Amen. En dis waarom die Here praat met oor die opvaarde mense. Ek het al 2 sulke gevalle gehad. Waar opgevaar, terwyl ek by Kleinbreem by 'n polisiehuis gebly het. En ek lees so, terwyl ek lees, toe gaan ek uit my liggaam uit. Dis asof ek, by ons was het so, ek beweeg uit my slaapkamer uit, en ek zweef, soos ek my verbind, ek gaan maar so zweef op maar, ek is in die lucht. En terwyl ek by die deur uitgaan, nou soek is in die lucht, hoe wil ek daar nou kyk, waar ek gaan. En dan het my weer, waar ons land beskoon was, en ek gaan amper soos hy in die kontak hierdie lucht, terwyl ek my adem so opmaak, vlieg ek in die lucht, ek beweeg. Ek kan nie vandag sê, om op te vaar is 'n realiteit. Die dooie sal moet opstaan, om op te vaar. As ons gereed vir die opvaarde mens. Here, ek prys U. En dis wat die Here vandag hoor, Handelinge 1:9. Hy sê nadat hy dit gesê het, as hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Amen. Die mense wat ons gespot het, die mense wat ons so neer in jou gesien het, as hy daarna opgeneem word, sal hulle dit sien. Dan sal die realiteit by mense ontslop. Maar dan sal jy met jou eie bloed moet betaal. So die waar is, as ons hier vroeg gesê, ons kan nie die Here meer ligtelik nie. Amen. Amen. Ons moet baie goed as ons besig. Maar is ons met die dinge van die Here besig? Hoor net wat gebeur hier. Vir my wonderlik is, dis maar sê, ek gebruik die dinge uit die Bybel het. 2 Korintiërs 12 vers 2. Hier het gesê, 'n persoon sonder naam. Die Bybel sê, hy sê in hy vers 4, hy sê, ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruik tot in die hemel. Wat ek nie sê, ek wil bring dat Jesus is opgeneem in die hemel. Hier praat hulle van, die woord sê, ek weet van 'n man, dis wat ek sê, dis 'n
persoon. Maar ek kan u bring na die persone met name wat weggeruim was. Hoe sal ek in die weggeruim? En dis wat die woord sê, ek soek aan bidders, wat my in gees en in waarheid aanbid. Daar is nie 'n ander standaard in die wêreld. Dat moet in gees en waarheid, en opregtheid moet ons die Here dien. Dit kan nie anders. Amen. Dis waarom ek wat lees, dit is afgesny van baie mense. Ek hoor die stories van mense. Niemand praat met my oor goed wat my gees besoedel nie. Ek hou die gemeenskap van die gelowiges in Vredenburg. Ek is net besig, as ek met iemand praat ek met hom net oor die Here. Ek het nie ander taal nie. En om te draai met iemand, dat baie gelowiges, hulle kan nie bestaan aan iemand wat net oor die Here wil praat. As jy op jou geestelike plek, ja, ga jy nou goed van jou verdrink. Nee, hoe ek kom van my die winkel wees. Die sister, ek moet ons op toe gaan. Hulle kan nie bestaan in die teenwoordigheid. Jy weet dat dat my so wonderlik is, hy praat van weggeruim, hy praat het van, hy is opgeneem. Hierdie onbekende persoon is opgeneem in die hemel. Hy het opwaarts gegaan. Hier sê die woord sê, ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Nie almal, die woord sê, as ek almal wat enkele wat sê, Here, Here nie. Baie mense sê, Here, Here. Maar die woord sê wat sy wil doen. Sal die koninkryk van God beheer. En dis waarom het so belangrik is. Kom ons kyk in 2 Konings 2:11. Hoor net wat gebeur hier. Elia en Elisa is, die Bybel sê, terwyl hulle gesels verder gaan, was daar skielik 'n waar van vuur. Ja, hierdie man is amper soos, dat hy kapel as 'n mens nou vir die tyd met dit. Elia nou was daar 'n drie gooi. Toe kom die waar by, toe sy gaan met die waar. Wie kan geheid? Baie van ons wel geheid. En daar baie keer as daar manne, dan dink die man maak my stop aan. Hey, dokter, hier is hy. Hoe baie van die kaleers gestel is. Van die kan sy loop van die mas. Hier op te varen gaan jou loop was. Here maak hierdie woord nou so eenvoudig. En hy sê, was daar skielik 'n waar van 4 met perde, wat hulle geskei het. Sien jy nie waar as daar geskei het kom? Die ongelowiges, die ongeredes, hulle gaan het nie maak nie. Daar gaan skei wees. Amen. Daar gaan skei wees tussen die wat gespeel het met God. Daar gaan skei wees met die wat nog sinnig in die werk van die Here was. Daar gaan skei wees. Ongelukkig niemand om op te gaan. En dis waarom die Here kom met hierdie woord oor 'n opvaarde mense. Jy weet ek is hierdie woord, dit nou op die kinderkerk somebody kinders gesing van Utandunake. Utandunake beteken jy sal weg wees. As jy kyk, terwyl Elia en Elisa nog hier toe sal net skei, dan Elia is weg. Terwyl hy man met haar sy onbekende naam is hy net weg. Hy is net opgeneem. So gaan die weg laat ons. Man, hy was my man. Hy het my man gesien. Ek het daai film gekyk van Sunday Rapture. Het ek gekyk. Die waar is ook in die kerk. Die mense kom soek. Al wat die agtergebly van hulle was getransformeer, is net klere. Hulle het hulle besoek. Mense dat die kerk kom maak toe wat hulle wil nou bekeer. Dit was te laat. Kom ons kry ons geweet. Die laaste skrifgedeelte. Genesis 5 vanaf vers 24. Hier praat hulle van
En hy was nie meer daar nie. Want God het hom na hom toe weggeneem. Awesome is so, as hy kom by haal, net die wat sê is. Net die wat sê is, kom by haal. As hy nie, hier roep hy het na my God geleef. Amen. Hy was in gebed. As ek in my kar ry, dan praat die Here met my. Amen. As ek op die toilet sit, dan praat die Here met my. As ek voor die TV sit, dan vat die Here my weg van die TV's. Die TV staan en speel as ek weggevat. Dan plaas die Here woord in my hart. Want ek probeer so ver as moontlik naby die Here leef. Terwyl ek staan op bosmaak, dan gee die Here my 'n woord. Dis wat die kinders sê, hulle sê, ek slaap saam met hom, ek staan op saam met hom, ek sit saam met hom, ek loop saam met hom. Hoe wandel ek in hom? Die was as 4 dinge wat ons moet in ag neem. Wat baie belangrik is, as jou hart, jou siel, jou liggaam en jou gees, moet jy ongelukkig gereed kry om te gaan opvaar. Want as jou liggaam, en nou die Bybel sê vreeslik vroeg toe die kan gaan, as jou liggaam met alle onreinheid is, dan kan jy nie getransformeer word. Sê nou belangrik is dit, jou lewe moet jy elke dag reg. Jou sin, as baie keer die was, ek het op 'n stadium leer met iemand wat toe praat nie van, hy sê, ons moet die sonde wat ons nie van bewus is nie toe bely. Daar's baie keer sonde wat ons in ons onderbewussyn doen. Jy leer self dat jy droom jy klomp van goed wat jy droom. Dis in die onderbewussyn dat jy moet dit bely. Sien jy nie maar is? Hoe belangrik is dit? Jy moet jou gees moet jy reg. Hoe kom jou gees as daar vrede in jou gees? As daar onrus in jou gees? As daar haat in jou gees? As daar opstand in jou gees? Dit is belangrik om jou gees reg te kry. Want jou gees bepaal jou gesindheid. Amen. Kan ons baie kinders van die Here onderskei? Vanaf tel jou, hier is iets met sy gees. Dit is belangrik om jou gees reg te kry. Jou siel moet jy reg kry. Hoekom belangrik? Die siel is jou denke geleer. Amen. En die siel is jou gevoel geleer. Ja, afgelope tyd terwyl ek so gepreek het, kan ek nie verstaan nie. Dis as 'n liefde daar. Want dan as jy opgestaan, amen, en jou siel het net 'n leed gesin. Amen. En jou siel, wat is wat jy dink? En dis wat jy voel God. Prys die naam van die Here. En dis waarom dit so belangrik is. So die waar is die opvarende mens, het die Here vir my gesê, as dit gaan oor die gereedheid. Jesus was gereed, en hy is opgeneem. Henoch was gereed, en hy is opgeneem. Elia was gereed, en hy was opgeneem. Die persoon sonder naam in Korintiërs was opgeneem. Sal ek en u opgeneem word. Vader, ons staan vanaand hier, as opgebriewe, u ken ons. Dankie Here vir woord van opvaarde mense. Here,